compared to this. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you, and known as yours, to possess by faith what I could not earn, all surpassing gift of righteousness. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Oh, to know the power of your risen life, and to know you in your suffering, to become like you in your death, my Lord. So with you to live and never die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. And I love you, Lord. And I love you, Lord. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Baie welkom by Huiskerk vanoggend. Ek hoop dat dit goed gaan met almal en dat julle reg is vir die woord. Kom ons sluit die oë, dan open ek vir ons met gebed. Here, baie dankie dat ons vanoggend weer die voorreg het om as broers en susters in die geloof by mekaar te kan kom. Here, baie dankie dat ons harte kan oopmaak vanoggend, om te kan luister dit wat U deur die Gees vir ons wil kom sê. Dankie vir die woord. Dankie dat die woord lewendig en kragtig is. En dankie dat U ons die genade gee om U woord te gehoorsaam. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ek wil vanoggend vir ons 'n bietjie gesels oor iets wat baie belangrik is in ons geestelike wandel. En ek dink almal van ons het genoeg ervaring rondom dit en
waaroor ek vir ons vanoggend wil gesels, of waaroor ek met ons wil gesels, is oor vergifnis. En as julle mooi daaraan dink, ons hele, die hoeksteen van ons geloof is vergifnis. Nou, jy kan sê dit is Jesus Christus. Ja, dit is Jesus Christus, maar Jesus Christus is ons vergifnis. Dis hy wat die prys kom betaal het vir ons vergifnis. So julle kan sien dat dit super belangrik is in hierdie wandel van ons. Nou, ek wil begin deur vir ons te lees uit Matteus 18 uit. Laat ek net dit met julle deel. Julle weet gemeente, ek was nie baie lank gered gewees nie. En ek het nog nooit 'n boodskap gehoor oor die belangrikheid van vergifnis nie. Ek het nooit boek gelees oor dit nie. Dit was net ek in my binnekamer met die woord van God en die Heilige Gees wat my gelei het. So ek weet, al lees ek net dit vir julle vanoggend uit Matteus 18 uit, en jy besluit om daarop te reageer, sal dit genoeg wees, want dit is presies wat met my gebeur het. Ek het hierdie gedeelte gelees, ek het besef, die Gees het my oortuig van die waarheid, en om eerlik met julle te wees, ek kon nie wag om te vergewe nie. En ek gaan nou 'n bietjie met julle deel wie ek vergewe het. So kom ek lees vir ons uit Matteus 18 uit, vanaf vers 21, en dan gaan ek vir ons lees tot en met vers 35. Toe kom Petrus na hom, dis Jesus toe, en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom en sê vir hom, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom toe gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan, en een van sy medediensknegte vind, wat hom 100 pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp, en gesê, betaal my wat jy my skuld. Maar sy medediensknegt val toe voor sy voete neer, en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee
aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Gemeente, vir die van julle wat bekend is met hierdie gelykenis, sal jy sien en ons weet dat die skuld wat hierdie eerste diensknegt aan die koning verskuldig was as jy dit sou oorsit in vandag se geld, ek het dit nou nie gaan uitwerk, sou miljoene wees. En die geld wat die medediensknegt vir hierdie diensknegt geskuld het, is maar 'n paar R100. So daar is so groot verskil in hierdie skuld wat verskuldig was, dat jy kan dit omtrent nie vergelyk nie. En ons sien dat hierdie diensknegt het gegaan nadat hy soveel vergewe is, en soos die skrif sê, het hierdie medediensknegt aan die keel gegryp en vir hom gesê, betaal my wat jy my skuld. Nou ek kan onthou gemeente, toe ek hierdie gedeelte gelees het, op daardie stadium was die persoon, en dit is, of was seker die persoon wat ek die meeste gehaat het op 'n tyd in my lewe, was my pa gewees. En daar was verskillende redes voor gewees wat ek nou nie kan of nie gaan op uitbrei nie, maar ek kan onthou dat dit op 'n tyd was dit so erg gewees dat ek het soveel haat en bitterheid, jy nog het nou die Sondag gepraat oor bitterheid, en dit is ook iets wat kan kom as gevolg van onvergifnis in 'n mens se lewe. Want julle weet, onvergifnis het nie net my hart verbitter nie, dit het my so kwaad gemaak. En dit verhard jou hart. En ek kan onthou dat ek my pa so gehaat het, dat ek op 'n tyd het dit selfs my liggaam begin beïnvloed. En ek het na 'n dokter toe gegaan een keer, en ek het vir hom gesê, ek het hierdie pyn in my liggaam, en hy vra toe vir my hierdie vraag, hy sê vir my, is jy onder geweldige stres op die oomblik? Nou op daai oomblik gemeente was ek op Desember vakansie gewees. So, maar toe het vir my sê, toe weet ek presies waarvan af dit kom. Dit is al daai haat en al daai bitterheid wat ek teenoor my pa gehad het. En soos ek sê, dit kan jou liggaam begin beïnvloed, gemeente. En in daai tyd was ek nie gered gewees nie, en ek het dit net gelos. En dit is ook 'n punt wat ek sommer nou al wil maak, dat jy kan net regtig vergewe as jy die vergifnis van die Here ontvang het. En ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. So dit was jare daarna wat ek tot bekering gekom het. En daardie aand in my binnekamer, toe ek dit lees, gemeente, wat my getref het, was nie eers hierdie laaste stuk wat sê, so sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Gemeente, ek het nie eers daarna gekyk nie, so dis nie dat ek het uit vrees uitgedoen het nie. Wat my getref het daardie aand, was al my skuld en sonde wat ek gehad het, en wat die Here vergewe het en afgeskryf het. En ek het gedink, hoe kan ek dan dit wat my pa teen my gedoen het, wat soveel minder is as die sondes wat ek al in my lewe gedoen het, hoe kan ek dit teen hom hou? En julle weet, gemeente, dit was vir my net, ek wil amper vir julle sê, ek kon nie wag om net daar stil te raak en vir die Here te sê, Here, ek vergewe my pa vir alles van alles wat hy teenoor my gedoen het. En terwyl ek daar sit en daai eenvoudige gebed bid, gemeente, het ek net ervaar dat dit wat ek nou gedoen het kragtig was.
Ek kon dit nie verduidelik nie, ek het net geweet in my hart. Dit was kragtig wat ek nou in die gees gedoen het. En ek het my pa vergewe voor die Here, en ek het toe daarna ook 'n brief vir my pa geskryf. Daai tyd het ons nog briewe geskryf, nie e-mails gestuur of WhatsApps gestuur nie. So ek het vir my pa 'n brief geskryf, ek het sommer net my hart met hom gedeel. En ek was toe nou nog oor see gewees, en die uiteinde van die saak was, dat toe ek terugkom in Suid-Afrika, het ek en my pa weer stadig maar seker 'n verhouding begin bou. En weet julle wat, dit was so amazing gewees. 'n paar jaar voor my pa oorlede is, kon ek selfs die evangelie met my pa deel. En my pa kon daai aan sy hart vir die Here gee. So gemeente, wie kan 'n mens se hart so verander? Van absolute haat en revenge en woede en bitterheid tot liefde. Liefde wat kan vergewe, en liefde wat op die einde van die dag 'n verhouding kon sien, besig was om te herstel, en ek gaan net nou iets daaroor deel. Tot op die punt waar ek in liefde na my pa kon kyk, en in liefde met hom die evangelie deel. So, gemeente, dit is net die Here wat dit kan doen. Dit is net die Here wat 'n mens se hart so kan verander. So, laat ek net dit met julle deel. So, wat is die probleem hierso van die mededienskneg wat nie kon vergewe het, al was sy skuld vergewe nie? Baie eenvoudig, ek gaan dit net vir julle eenvoudig stel. Die vergifnis van die koning in hierdie gelykenis het nie hierdie dienskneg se hart verander nie. En dit is waaroor dit gaan, gemeente. Die vergifnis van die Here moet jou hart verander. Want as dit nie jou hart verander nie, dan is daar 'n groot probleem. En dan sê dit duidelik hierso, wat die Vader sal doen, as ons nie ons hart, as ons nie ons broeder van harte kan vergewe nie. En julle weet, gemeente, ons weet ook, soos Efesiërs 2 vers 8 sê, dat uit genade is ons gered deur die geloof. En dit nie uit onsself nie, dit is 'n gawe van God. So ons redding is absoluut uit genade uit. Maar daardie redding verander ons hart. Die skrif sê selfs dat God haal jou hart uit jou uit en gee jou 'n hart van vlees. En die probleem met hierdie dienskneg was, al is sy skuld afgeskryf, het dit nooit oorgegaan tot 'n hartsverandering wat gesien kan word nie. Met ander woorde, dis die punt wat ek wil maak. Om te kan vergewe, moet ons eers die vergifnis van God ontvang, waarlike vergifnis, en dan kan ons ander vergewe. Dit is nie 'n voorwaarde om gered te word nie. Dit is die vrug van ons vergifnis, is dat ons in vergifnis teenoor ander wandel. Dat ons ander kan vergewe. Nou, dit beteken nie dat dit altyd maklik is nie. Maar die Here het ons bekragtig deur sy Gees om dit te kan doen. Kom ek lees vir ons uit Romeine 5 vers 5 uit, wat ek daarmee bedoel. Daar staan, ek gaan nou net vir ons vers 5 lees, net om 'n punt te maak, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is.
Met ander woorde, gemeente, voorheen het ek dit nie in my gehad om my pa te kan vergewe nie. Ek het nie die liefde in my hart gehad om hom werklik te kan vergewe nie. So waar die verandering gekom, die dag toe ek wedergebore is en die liefde van God in my hart uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan elkeen van ons gegee is wat glo. Dit is hoekom ek sê, daar vind 'n hartsverandering plaas. Weereens, dit beteken nie, dis maklik nie. En dit beteken nie, al het ek hierdie openbaring gehad van God se vergifnis en die belangrikheid daarvan, het ek nog baie keer, en ek weet ek sal nog baie keer die geleentheid hê, as ek dit so kan noem, om mense te vergewe. Maar ek het daai tyd die besluit gemaak dat ek vinnig gaan wees om te vergewe, gemeente. En laat ek ook net dit sê, ek wens ek kan vir julle sê, dit is maklik gewees oor die jare. Ek gaan dalk so 'n paar praktiese punte vir julle noem. Maar partykeer is dit 'n worsteling. Partykeer word ons so teleurgesteld of seer gemaak of in die rug gesteek, dat dit vat vir ons 'n tydjie om mense werklik te kan vergewe. Maar wat ek met jou wil deel is dat as kind van God is dit in ons harte om ander te kan vergewe. Julle weet, daar in Jakobus 2 praat Jakobus van dat geloof sonder werke is dood. En om te kan vergewe en om mense te vergewe is deel van ons werke van geloof. Dit is nie ons werke om gered te word weer eens nie. Dit is weer eens die vrug van ons geloof, die werke van ons geloof. So, dit is nie altyd baie maklik nie, maar gemeente, dit is so belangrik. Want van julle, of ons almal kan seker getuig, die oomblik as jy onvergewensgesindheid in jou hart begin koester, dan is dit asof jy die vrede in jou hart verloor. En dit is asof hierdie, wat die persoon ook al jou gedoen het, is asof dit jou begin oorheers. Jy begin te dink wat jy vir hulle gaan sê, jy begin te dink wat jy aan hulle wil doen, jy dink aan hoe seer gemaak jy is. Julle weet gemeente, dit het al vir my was dit so dat jy gaan slaap saans en die laaste ding wat in jou gedagtes draai is hierdie persoon of persone en wat hulle gedoen het, wat hulle gesê het. En dis die laaste ding in jou gedagtes en as jy jou oë oopmaak in die oggend, is dit asof dit die eerste ding is waaraan jy dink. En gemeente, daai ding sal in jou hart bly totdat jy daarmee deel. Totdat jy dit na die Here toe vat en besluit om hulle te vergewe. En dit is deel van die pynigers waar ons aan oorgegee word, gemeente. Dit is hierdie keuse van ons om nie te vergewe nie, en wat dan gebeur is, dan maak ons oop vir die vyand om absoluut ons gedagtes, ons emosies, ons harte te oorheers. En hoe gouer ons besluit om te vergewe, hoe beter is dit. Maar ek wil weer eens sê, dit is nie altyd so maklik nie. En dit is baie keer 'n stryd. Dit hang af wat die persoon aan jou gedoen het. So,
Kom ek lees net gou vir ons baie bekende gedeelte. Ek wil vir ons lees hierso uit Matteus 5. Dit sê maar net dieselfde, maar ek wil net vir julle sien, ek wil hê julle moet net sien hoe belangrik dit is, en dat dit in die gebed is wat ons so baie keer bid, maar miskien het ons al so gewoond geraak aan, dat ons nie eers meer dink wat ons sê nie. En dit is die Onse Vader. Jesus sê die volgende, Matteus 6, vanaf vers 9, en ek gaan lees tot vers 15. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde. Dis die vers wat ek wil op fokus. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dan sê hy Jesus, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So gemeente, ons sien weer hierso hierdie koneksie. Ons vergewe soos ons vergewe is en word deur die Vader. Dit is maar net 'n ander manier om te sê dit wat Jesus vir ons gesê het in die gelykenis in Matteus 18. Dan, net om daai punt net met julle te bevestig, gaan ons kyk, ek gaan net so sommer uit Paulus se briewe uit net so 2 versies, 2 skrifgedeeltes deel met ons, dat julle kan sien dat dit is waaroor dit gaan. Kom ons lees Efesiërs 4 vers 32. Daar staan die volgende: Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God in Christus julle vergewe het. So daar sien ons weer dat ons vergifnis van ander mense vloei uit die vergifnis uit wat ons in Jesus Christus ontvang het. Kolossense 3, ek gaan vir ons lees vanaf vers 12 tot vers 14. Daar staan die volgende: Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het. So moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. So hier sien ons maar net weer Paulus beaam maar net dit wat Jesus Christus vir ons kom sê het. Gemeente, dit is wat ek vanoggend met ons wil deel. Ek gaan net nou afsluit, sal ek met 'n skrifgedeelte afsluit. So, ek kan nie beklemtoon hoe belangrik dit is, die gemeente. Ek meen, die skrif praat van dit self. So, dit is ons besluit of ons dit gaan doen of nie, maar weet dat ons bekragtig is om dit te doen, deur Jesus Christus wat ons sondes vergewe het, wat sy gees en sy liefde in ons harte kom uitstort het. Partykeer sit 'n mens en as jy 'n bietjie counseling doen met mense, dan sal mense baie keer vir jou sê,
ja, Hugo, maar jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. En my antwoord daarop is, jy weet nie of jy besef nie wat jou sondes aan Christus gedoen het nie. En baie keer as 'n mens daaroor 'n bietjie gaan dink, dan kan mense tot die besef kom, wow, kyk wat het my sondes aan Jesus Christus gedoen. Gaan lees 'n bietjie in Jesaja, die laaste paar verse in Jesaja 52 en Jesaja 53. Dit is wat my sonde aan Jesus gedoen het. So gemeente, partykeer moet ons net 'n bietjie stil raak en die Here vra om ons te help. En die Here vra om ons die genade te gee om ander te vergewe. En ek wil net so 'n paar praktiese dinge met julle deel. Van partykeer is daar dalk iemand wat jy moet vergewe wat reeds oorlede is. Nou gemeente, jy kan dit nog steeds na die Here toe vat. Nou ons praat nie met die dooies nie, maar jy vat dit na die Here toe. Miskien is daar iemand en jy dink, jy wou hulle nog vergewe het, en jy wil nog vir hulle gesê het dat jy hulle vergewe, maar jy het nie die geleentheid gehad nie. Gemeente, in daardie geval, kan jy dit na die Here toe vat. Die Here sien jou hart en jy kan sê, Here, ek wil net na U toe kom en ek wil vanaand of in jou gebedstyd hierdie persoon kom vryspreek en vergewe en kom verklaar dat ek niks meer teen hulle hou in my hart nie. Julle weet gemeente, want dit is tussen jou en die Here. En dit sal net so kragtig wees as jy wat self na daai persoon toe gaan en vir hulle sê dat jy hulle vergewe het. En op daai punt wil ek ook net dit sê. En dit is waar jy maar in jou verhouding met die Here en dit wat die Here op jou hart druk moet reageer. Maar dis nie altyd nodig om na 'n persoon toe te gaan en te sê dat jy hulle vergewe nie. Want partykeer is hulle nie eers bewus van hoe erg dit was wat hulle aan jou gedoen het nie. Weereens, as die Here dit op jou hart lê, doen dit so. Soos in my geval het ek gevoel, ek moet dit vir my pa sê, ek moet vir my pa sê dat ek hom vrygespreek het. Maar weereens, soos die Gees julle lei. Die ander ding wat ek wil sê is, gemeente, onthou, as jy iemand vergewe, vergifnis beteken nie vertroue nie. Met ander woorde, jy kan iemand vergewe, maar dit beteken nie dat jy hulle vertrou nie. Ek meen, mense kan verskriklike goed, as iemand iets aan jou kinders byvoorbeeld gedoen het, beteken dit nie nou dat jy hulle vergewe het, nou vertrou jy hulle weer nie. Nee, dit beteken net dat jy hulle vergewe het uit jou hart uit, en jy hulle vrygespreek het. Die ander ding is, en dit gaan soort van saam met dit, vergifnis beteken nie vertroue nie, en vergifnis beteken nie versoening nie. Met ander woorde, daar is nie altyd 'n versoening wat uit vergifnis uitvloei nie. Weereens, iemand kan iets verskriklik gedoen het aan jou, en dit beteken nie dat daar nou versoening is, en dat julle nou in 'n verhouding wandel, nadat jy hulle vergewe het nie. Dit kan eers gebeur baie keer as daai persoon tot repentance gekom het en hulle harte verander het. So ek wil maar net so 'n paar praktiese punte ook met julle deel. Weer eens op die einde van die dag, die heel belangrikste is dat ons vergewe, en dan hoe jy daai situasie daarvan af moet hanteer, is dat jy doen dit wat die Here op jou hart lê om te doen. Gemeente, dit is my boodskap vir oggend. Ek wil vir ons afsluit, en ek gaan vir ons lees uit 1 Johannes 4 uit, en ek gaan vir ons, kom ons kyk, kom ons lees van vers 7 af. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want liefde is uit God, en elkeen
wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Wat is die punt? Gemeente, ons wat uit God uit gebore is, het die liefde van God in ons hart. Luister na vers 9, wat doen hierdie liefde van God? Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. Dit is die liefde van God en is daai liefde wat in ons harte uitgestort word. Gemeente, baie keer is 'n goeie gebed om te bid, as jy nie weet wat om te bid, as mense iets teen jou gedoen het nie, is ons volg die voorbeeld van ons Here Jesus Christus aan die kruis. En dit is, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Prys die Here. Gemeente, ek hoop dat hierdie woord julle harte roer, en weet julle wat, soos ek dalk nou vir ons die woord bedien het daar dalk iemand in jou gedagtes opgekom, en dit is hoe die Gees baie keer met ons praat. Iemand het in jou hart opgekom wat jy moet vergewe, of baie keer raak ek net stil in my stilte tyd en ek vra vir die Here, Here, is daar iemand wat ek moet vergewe? Is daar iemand wat ek onvergewensgesindheid teenoor het? Sal U my wys asseblief? Nou weer eens gemeente, dit beteken nie dat jy nou moet iets gaan soek wat nie daar is nie. Die Here sal dit op jou hart druk, en dan is dit ons voorreg, wil ek amper sê, om daai persoon te kan vergewe, want die Here het ons bekragtig om dit te doen. Julle kan nou lekker met mekaar deel, miskien is daar mense wat kan getuienisse deel oor mense wat jy al vergewe het en die vrug wat jy daarvan in jou lewe gesien het, of dalk is daar iemand wat op jou hart druk, en dalk wil jy deel dat jy ervaar daar is mense wat jy moet vergewe. Kom ons vertrou die Here om ons te lei. Okay gemeente, liefde en blessings vir julle almal. Bye bye.